Vandag kuier ons saam met die skrywer De Wet Hugo. Hierdie man weet hoe om boeke te skryf en hy verstaan hoe kinders se koppe werk. De Wet, wie is jy? Waar kom jy vandaan en wat doen jy? Annemarie, alhoewel ek 'n Bolander is wat op 'n plaas is in Woestynvilliersdorp groot geword het, is ek eintlik deesdae Oeverberger want deesdae is Kleinmond my huis. Ek gou al vir 'n hele klompie jare skool in die buiteland. Ek het eers aanvanklik vir 12 jaar by 'n Britse internasionale skool in Saudi-Arabië skool gehou. Ek is 'n laerskoolonderwyser, maar ek woon tans in Hangzhou in China. So behalwe dat ek skool hou vir laerskoolkinders, skryf ek natuurlik ook lekker stories vir hulle. So dit is my groot liefde. De Wet, waar het jou liefde vir woorde begin? Was daar 'n spesifieke persoon wat jou aangemoedig het om te skryf? Ek onthou wel oomblikke uit my skooldae waar onderwysers my gesê het ek het baie goed geskryf en waar 'n juffrou dalk my boek na die skoolhoof toe gestuur het en waar hy dalk geskryf het iets soos buik nadat ek 'n stukkie geskryf het, maar ek het nooit regtig gedink ek sou 'n skrywer kon word nie. Ek sê altyd tong in die kies, dit is amper soos om te dink 'n mens moet Mount Everest gaan uitklim. Dit is vir die meeste mense 'n onmoontlikheid en ek het ook altyd gedink shit, moet dan lekker wees om 'n boek te kan skryf en 'n mens moet so trots wees as jy dit kan doen, maar ek sal dit nooit kan doen nie. So daar's nie 'n spesifieke onderwyser wat ek sal uitsonder wat my regtig die moed ingepraat het of aangemoedig het nie, maar ek wil eerder sê daar's twee skrywers en dit is Mariana Brandt wat self 'n kinderboekskrywer is en natuurlik die baie bekende Rihanna Skeepers. Hulle albei het nog 'n groot rol gespeel in my beginjare. Mariana Brandt het vir my 'n kort skryfkursusie aangebied en Rihanna Skeepers was die samesteller van 'n boek, Rympies vir Pikkies en Peters, en ek het bygedra tot daai boek. Dit was my debuut en sy het my werklik laat glo dat ek kan skryf. So Mariana Brandt en Rihanna Skeepers is twee skrywers vir wie ek ewig sal dankbaar wees vir die aanmoediging. De Wet, wat is jou raad aan ouers wat sukkel met kinders wat nie wil lees nie? En dan wil ek vir jou vra, is dit belangrik vir hierdie ouers om ook self te lees? Dit is die absolute waarheid, Annemarie, dat kinders doen wat hulle ouers doen. As ouers lees, dan gaan die kinders ook wil lees. En 'n mens moet vir kinders 'n voorbeeld wees. Ons het net vandag weer by die skool daaroor gepraat, dat mens nie net vir kinders moet aanmoedig om te lees nie, maar ons as onderwysers moet ook vir hulle wys wat ons op die oomblik lees. Want natuurlik kyk kinders ook op na onderwysers en hulle bewonder hulle. Ek dink verseker ook ons lewe in 'n tyd waar die kinders baie bevoordeel is, dat hulle 'n ongelooflike verskeidenheid van boeke het, veral in Afrikaans, verseker baie meer as toe ek 'n kind was. As 'n seun byvoorbeeld, want seuns is oor die algemeen nie sulke passievolle lesers soos dogters nie, maar as 'n seun dalk byvoorbeeld regtig, ek wil amper sê, mal oor cricket of rugby is, beloof ek vir jou, daar gaan 'n storieboek wees oor cricket of rugby. Dit gaan net 'n bietjie moeite kos vir sy ma, sy onderwyser, sy pa of iemand om daai boek te soek. Ons lewe ook in 'n tyd waar mens baie maklik, dit kos dalk 'n bietjie meer, maar mens kan iets bestel oor die internet. So ek dink ouers en onderwysers moet amper hande vat hierso en die kinders regtig help om boeke te kry wat hulle kan en wil lees. En ek sê kan want dit is belangrik dat ons kinders nie oorweldig nie. En moet 'n boek wees waarvoor hulle kan sien. En dit is waar ek baie trots is op my boeke. Dit was nie iets wat ek beplan het nie, maar dit het maar net natuurlik met my styl ontwikkel. Ek is baie lief vir kort hoofstukke en ek dink dit help traallesers om deur my boeke te kom. Dis korter hoofstukke en dan iets wat ek altyd probeer doen, is ek probeer my hoofstukke met 'n naaldbyter, of soos ons in Engels sê, 'n cliffhanger, laat eindig. En dit maak dit natuurlik baie lekker en dan wil die leser aangaan en jy dink gewoonlik, ag net nog een hoofstukkie. So ek dink dis baie belangrik. Wees 'n voorbeeld vir die kinders, wys vir hulle jy lees self en help hulle om boeke te kry wat hulle sal geniet. De Wet, jou nuutste boek is die Holderste Bolder hondepartytjie. Waaroor gaan hierdie boek en waarom is hierdie storie omtrent Holderste Bolder? So die Holderste Bolder hondepartytjie is natuurlik 'n kies jou eie avontuurboek en daarom het ons die reeksnaam Kinkels en Keuses gekies. Want hierdie storie is propvol kinkels en die kind maak keuses. Dit gaan oor 'n karakter met die naam Jaco en hy wil verskriklik graag vir sy 10de verjaarsdag 'n hond hê en hy is net absoluut mal oor honde op die oomblik.
Hulle se gaan kamp het op Hondeklip Baai, so daar kry ons nou klaar 'n onmiddellike gevoel van die lekker woordspeling wat mense in so 'n boek kon gebruik. En dan as gevolg van 'n storm word die kamp gekanselleer en dan moet sy ma binne 'n dag vir hom 'n partytjie reël. Nou ons in die boek word spesifiek gesê tema partytjies is nou weer erg in die mode, so hy wil graag 'n hondepartytjie hê. Nou hoe werk ek so 'n avontuurboek? Daar's nie net een einde aan die einde van die storie nie, daar's in hierdie boek byvoorbeeld 10 eindes. So die boek is eintlik soos 'n speletjie. Die kind kan hom lees tot hy 'n einde bereik en dan as ek 'n Engelse woord booby trap kan gebruik, dis amper soos asof daar 9 booby traps is en dan 1 gelukkige einde. So die kind moet lees tot hy of sy daai gelukkige einde bereik. So dis 'n speletjie. Jy lees en dan bereik jy 'n einde en dan dink jy, okay, môre probeer ek weer of jy gaan net een hoofstuk terug en jy maak 'n ander keuse. So dis eintlik baie lekker en ek weet groot mense geniet dit ook. Ek weet onderwysers geniet dit baie keer om dit ook in die klaskamer te gebruik en ek weet van vele families wat sê hulle lees dit graag saam. En dan is dit amper soos 'n lekker spanaktiwiteit. So ja, klomp snaakse eindes, klomp vreeslike prettige eindes. Iemand het die ander dag vir my gesê, omdat vandag se kinders so baie hou van grillerige elemente in stories, maar nie spesifiek grillerig wat jou bang maak nie, meer grillerig wat ons sal dink dalk 'n bietjie walglik is. Dis eintlik 'n oulike woord om te gebruik, 'n walger. Vir sulke tipe boeke. So ja, daar's 'n paar lekker grillerige eindes en natuurlik dink kinders oor daarvan dis baie snaaks. De Wet, ek dink jy het so pas 'n nuwe genre geskep met die woord 'n walger. Ek dink dit is 'n absolute fantastiese idee. Jy het ander kies jou avontuurboeke ook geskryf. Vir watter ouderdomsgroep is hierdie boeke en wat is die boeke se titels? Annemarie, waar Kinkels en Keuses spesifiek vir die ouderdomsgroep 6 tot 9 is, het ek ook 'n reeks vir die ouderdomsgroep 9 tot 12 wat Kies jou avontuur genoem word. So daar het ons 3 titels sover: die gevaarlikste speletjie op aarde, die gevaarlikste boek op aarde en die gevaarlikste fliek op aarde. So vir die ouer kinders is daar verseker 'n bietjie meer van 'n spanningslyn in. Hierdie boeke het 30 eindes elk, so dit is nogal ook baie lekker. Weereens soos 'n speletjie. Jy lees hom en as jy 'n fout maak, gaan jy terug en jy maak 'n ander keuse. Of jy is klaar vir vandag en jy dink ek probeer môre weer. So dis nogal goeie waarde vir geld. Jy lees die boek oor en oor tot jy al 30 eindes bereik het. Jy weet, hierdie mag dalk seker 'n vraag wees in elke ouer se gedagtes sonder dat hulle dit dalk wil opper. Maar waarom skryf jy spesifiek thrillers vir kinders? Annemarie, ek dink ek het aanvanklik begin met thrillers vir kinders omdat ek geweet het kinders geniet dit so. Ek kan die volgende nie as 'n feit sê nie, maar ek het al op 'n hele paar plekke gelees dat hulle sê vir die ouderdomsgroep 9 tot 12 is grilboeke die gewildste tipe boek. So dit het maar begin met my wat net aanvanklik een boek geskryf het en toe deur 'n uitgewer gevra was om meer te skryf en dit so die reeks ontstaan het. Maar ek sal nie sê ek is eksklusief 'n grilboekskrywer nie. Ek dink ek kan lekker avontuurstories en miskien humoristiese goed ook skryf. Maar ek is baie trots op die 6 grilgrypers wat ek geskryf het 'n klompie jare gelede. Ek dink soos volwassenes hou kinders ook maar van 'n lekker spanningsvolle storie. En wie hou nou nie van iets wat jou 'n bietjie naslaat kou en jou neem na 'n plek waar vreeslike goed gebeur en dan die oomblik as jy klaar is, jy maak hy boek toe as jy weer terug in die veiligheid van jou realiteit nie. De Wet, waarmee is jy op hierdie stadium besig? Ek werk tans aan 'n 4de Kies jou avontuurboek en dit is natuurlik vir die ouderdomsgroep 9 tot 12. Ek wil nie te veel weggee nie, maar ek kan daarom sê die werkstitel, die titel wat ek beplan, is die gevaarlikste skool op aarde. So kom ons almal hou saam duim vas dat hierdie boek wel volgende jaar die lig sal sien. Joh, dit laat mense sommer dadelik uitsien na jou boek as ek net na die titel kyk of luister, die gevaarlikste skool op aarde. Ek dink almal van ons wat op skool was, het op 'n stadium gedink, ons is definitief op die gevaarlikste plek in ons lewe. Maar nietemin, op watter sosiale media platforms kan ons jou in die hande kry? Ek het 'n webwerf en die adres daar is www.dewetigo.co.za en daar kan 'n mens meer inligting kry oor al my nuwe boeke, ook die oues. En dan het ek 'n Instagram bladsy en dit is _wet_higo. So De Wet Higo met 2 van daai laer streepies _ tussenin. En dan het ek 'n Facebook bladsy De Wet Higo skrywersblad, maar selfs my gewone profiel is ook, daar's geen streng sekuriteit op nie want
Ek wil hê enigiemand wat dalk meer van my boeke wil weet, moet my kan opspoor en kan lees wat daar aangaan. So oor die algemeen is my sosiale media nie baie privaat nie, dit is eintlik maar heel oopgestel vir enigiemand wat dalk meer wil uitvind. Baie dankie De Wet. Dit maak regtig 'n verskil dat jy 'n oop deur filosofie het dat mense by jou kan uitkom en met jou kan gesels oor boeke en natuurlik dan nou oor kinders en boeke. Waar is al hierdie boeke van jou beskikbaar? Ek is baie bevoorreg dat my boeke beskikbaar is in al die hoofstroomwinkels en natuurlik ook op aanlyn platforms en daar is van hulle wat ook as e-boeke beskikbaar is. So as enigiemand 'n boek soek, mens kan altyd kontak maak met NB Uitgewers, maar die meeste groot kettingboekwinkels behoort hulle aan te hou en selfs van die kleiner boekwinkeltjies, privaat boekwinkels hou ook van my boeke aan. So dis maklik beskikbaar, mens moet net so klein bietjie soek. De Wet, ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy van jou tyd afgestaan het om met ons leesdraers te kom gesels. Mag jou pen asseblief nooit opdroog nie en mag daai drome van jou net beter en groter word en nog vlerke kry. Ons gesels sommer binnekort weer sodra jy die gevaarlikste skool op aarde die lig laat sien. Baie dankie Anne Marie, dit was lekker met jou te gesels en ek hoop ons maak weer so in die toekoms. Totsiens.